Goeiemôre geliefdes. Ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my voorreg om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Baie welkom by ons Pinksterreeks. Soos wat u weet, is ons besig met Pinkster uit die brief van Jakobus en vanoggend gaan ons verder met ons volgende gedeelte wat uit Jakobus 2 uitkom. Maar voordat ons daarby gaan stil staan, gaan ek vra dat ons net ons saam wees op 'n gepaste wyse sal begin. Kom ons sluit asseblief nou die oë. Here Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend ons saam wees op hierdie platform aan U kan kom opdra. Vader, baie dankie dat ons die geleentheid het om ook so rondom U woord bymekaar te kan kom om dit te lees en daaroor te dink en vir onsself af te vra, wat is daar in ons lewens wat ons moet verander? En daarom kom ons nou Gees van God en ons kom vra, breek die woord vir ons oop. Kom werk in elkeen van ons gedagtes en harte en leer en lei ons en kom rus ons toe om ook dit wat ons vandag hoor te kan gaan uitleef. Ja, kom verander elkeen van ons hart, denke en lewe. Dankie dat ons dit mag bid, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Nou geliefdes, ons gaan vandag uit Jakobus 2 uitlees vanaf vers 1 tot 13, 'n bekende gedeelte, maar indien u u Bybel by u het, is u meer as welkom om te volg. Jakobus 2 vanaf vers 1 sê: My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Sê nou daar kom in julle samekoms 'n man in met goue ringe aan sy vingers en met deftige klere aan, en daar kom ook 'n brandarm man in met ou klere aan. En sê nou julle maak 'n ophef van die man met die deftige klere en julle sê vir hom, kom sit u hier gemaklik. Maar vir die arme man sê julle, gaan staan daar ander kant of kom sit hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? Luister, my liewe broers. Kies God nie juis die uit wat in die oë van die wêreld arm is om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? Maar julle behandel die arme man met minagting. Is dit nie die rykes deur wie julle uitgebuit word nie? En is dit nie hulle deur wie julle voor die hof gesleep word nie? Is dit nie hulle wat die goeie naam skenk van hom aan wie julle behoort nie? As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou, soos dit in die skrif staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle reg. Maar as julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God, julle as oortreders. As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy nie egbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy tog 'n oortreder van die hele wet. Praat en tree dan op soos mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat vrymaak. Die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Nou ons lees net tot sover. Geliefdes, dit is dalk een van die skrifgedeeltes in die Bybel wat die meeste teen ons menslike grein insny. Die absolute radikale afkeer van diskriminasie, om 'n medemens te beoordeel op grond van sy uiterlike. Dit is 'n giftige adder wat in ons binneste verskuil lê en ons geestelik lam lê. Ons besef dikwels nie eens dat ons besig is om dit te doen en dat ons die gees bedroef nie. Dit gaan oor ons sonde wat ons teenoor ons medemens in ons hart pleeg. Ons sê dit dikwels nie
maar ons dink dit, naamlik om mense te veroordeel en te beoordeel op grond van uiterlike maatstawwe, sodat ons op ander neersien wat nie op standaard is volgens ons nie. En dit is waarom Jakobus 2 vanaf vers 1 tot 13 ons steeds so vars en aktueel aanspreek. Hierdie verse, vers 1 tot 13, is ook die reddingsmiddel wat ons nodig het om ons oë oop te maak vir dit wat in ons harte skuil. Wanneer ons oë oop gegaan het, kan ons besef dat God se genade groter is en dat ons uit 'n radikale kruisverlossing mag leef. Onthou die oorhoofse doel waarom Jakobus sy brief skryf, is die probleem wat hy aanspreek, die dubbelhartigheid by sy lesers. Aan die een kant gelowiges wat die Here liefhet, en aan die ander kant weerspreek hulle optrede, hulle geloofsbelydenis. Een van die metodes wat Jakobus gebruik om dit aan die kaak te stel, is wanneer hy fokus op mense se verhouding tot ander mense en of dit God reflekteer al dan nie. Jou gesindheid teenoor jou medemens reflekteer presies jou gesindheid teenoor God. Hoofstuk 2 toon dit op 'n baie persoonlike en praktiese vlak aan. Kyk ons na die koppeling wat in vers 1 gemaak word, dan lees ons daar dat indien jy Jesus Christus, wat die heerlikheid van God is, as jy in hom glo, sal jy nie ander mense volgens die uiterlike oordeel nie. En tog doen ons almal dit, sê Jakobus. Die onmoontlike gebeur by ons. Dis tog onmoontlik dat ons Here Jesus die heerlikheid van God is en ons in hom glo en dan diskrimineer ons teenoor ander. Dit is 'n stuk dubbelhartigheid. Die feit dat Jesus die heerlikheid van God vergestalt, beteken tog dat hy God se teenwoordigheid in alle volheid is en dat hy ryk was en ter wille van ons arm geword het. Gaan lees 2 Korintiërs 8 vers 9. Sy heerlikheid behoort tog die deurslag te gee in hoe ons ander mense beoordeel. Hoe sal sy heerlikheid ander mense se waarde beoordeel? Hoe het hy met my en jou gemaak? Hoe is hy gestel teenoor armes en minder bevoorregtes, teenoor die uitgeworpenes? Omdat ons in hom glo, behoort dit tog die deurslag te gee in hoe ons ander oordeel. Gelowiges moet dieper oordeel as die uiterlike. En hoe weet ons wat regtig in iemand anders se hart leef? En omdat ons nie die hart kan beoordeel nie, moet ek en jy versigtig wees en moet ons eerder nie oordeel nie. By ons Here Jesus gaan dit nie om die uiterlike nie. Dit gaan nie oor posisie of ons voorkoms of ons IQ of rykdom of stand of selfs velkleur of kultuur nie. Dink maar net aan die fout wat iemand so Samuel gemaak het, toe hy een van Isaai se seuns tot koning moes salf. Hy het na die uiterlike gekyk en nie een van hulle het volgens God hierdie kerf gemaak nie. Nee, die een wat klein van postuur was en wat die jongste was, wat volgens mense nie die kerf moes maak nie, het wel die kerf gemaak. Gaan lees 1 Samuel 16. Verder as ons deur die Bybel blaai en kyk na die mense wat die Here gebruik het, dan sal ons sien volgens uiterlike maatstawwe
was hulle eintlik maar 'n bietjie patetiese kandidate. Moses was 'n hakkelaar, Levi was 'n tollenaar en Paulus was die vervolger van gelowiges. Vir ons is dit vanselfsprekend om vir 'n man wat aansien het te sê, kom sit hier voor, en vir 'n man wat nie aansien het nie, te sê, gaan sit eerder daar agter, want hierdie voorste plekke is gereserveer vir die eregaste. En ons kom dit nie eers altyd agter nie. Ons kom nie agter dat ons eintlik besig is om op die terrein van die bose te beweeg nie. In die Here se oë is armes en minder bevoorregtes baie belangrik en baie ryk. Gaan lees weer vers 5. Daar staan, luister my broers, kies God nie juis uit wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie. Dis juis diegene wat in die oë van mense arm is, wat in die Here se oë ryk is en wat deur hom uitgekies is om ryk te wees in die geloof. Jesus se hele aardse lewe was so ingedeel. Die feit dat hy in 'n voerplek van diere neergelê moes word, typeer sy hele lewe. Hy het 'n baie sagte hart vir die uitgestotenes, vir diegene sonder aansien. Hy het 'n vurige passie wat in hom brand vir hierdie mense. Ons sal nie by hom diskriminasie aantref nie, want diskriminasie is nie 'n baie slim ding om te doen nie, want jy is byna altyd verkeerd in jou oordeel van mense. Want ons beoordeel immers op grond van die verkeerde meriete. Die woord diskriminasie beteken om ongelyk te behandel of onbillik te behandel, om omgekoop te word deur iemand se uiterlike. En wie is altyd dan aan die wenkant? Die persoon wat diskrimineer. Die ander persoon kom altyd tweede. En die Gees lei 'n mens nooit op hierdie pad nie. Jesus was so oop gewees vir alle mense, dat hy selfs by tollenaars en sondaars geëet het. Hy was selfs bereid om vir Judas in sy binnekring van sy disippels toe te laat vir 3,5 jaar. Hy was nie 'n regter oor mense nie. En dit is wat Jakobus 2 vers 4 sê van diskriminasie. Jy verhef jouself tot regter oor ander. Volgens vers 5 tot 7 mislei ons sodoende onsself, want dis baie keer die mense wat ons hoog ag, wat die meeste korrup is. Die waarheid is baie maal net mooi andersom as wat ek en jy dink. Ons skiet onsself in die voet wanneer ons mense beoordeel terwyl die Here dit nie met hulle doen nie. Veral die armes en die minder bevoorregtes. Die Here se definisie van ryk en arm is totaal anders as ons sin. Job was materieel ryk, maar hy was baie arm van gees. Dieselfde geld vir Abraham. Hulle het so geword deur middel van 'n breekproses, 'n goddelike woestynervaring. En daarom word 'n gelowige nie beïndruk deur goue ringe en deftige klere nie, want werklike liefde trakseer nie iemand op sy baadjie nie. Ware liefde soek nie eie voordeel nie. Dit bevoordeel ander mense. En wie is ons naaste? Dink maar aan die gelykenis van die Samaritaan in Lukas 10. Daar draai Jesus die vraag om deur te vra,
wie se naaste is ek? Ek is die naaste van elke mens wat my pad kruis. Geliefdes, dit is egter nogal 'n goeie vraag om vir onsself te vra, presies wat moet ons verstaan uit Jakobus se woorde? Bedoel hy dat God onvoorwaardelik altyd aan die armes se kant is? Staan hy teen die rykes en moet ons dan soos hy die armes se kant bo die rykes kies? En as ons dit doen, wat dan van iemand soos 'n Abraham, 'n Job en 'n Saggeus wat baie ryk was? Wat bedoel hy as hy sê dat God juis die armes aanneem? 'n Mens verstaan dalk dit beter wanneer jy na ander Bybelse voorbeelde kyk, soos die voorbeeld wat in Lukas 14 vers 26 na vore kom, waar Jesus sê, julle kan nie my disippels wees indien julle nie bereid is om afstand te doen van julle ouers, julle eggenote, julle familie en julle vriende en julle kinders nie. In die 53 vertaling staan daar, as julle nie julle ouers haat nie. Beteken dit dan dat die Here vir ons wil kom voorsê dat ons ouers moet haat? Natuurlik nie. Maar wat hy wel wil beklemtoon is die erns van ons toewyding aan hom. Ons moet so toegewyd wees aan die Here dat ons bereid sou wees om afstand te doen van almal wat ons liefhet hier op aarde. En dit is die soort taal wat Jakobus ook praat. Hy beklemtoon dit, dat dit so oorweldigend waar is, dat God 'n hartklop het vir mense wat agter in die lyn staan. Daarvan getuig die hele Bybel in alle tale. Toe hy byvoorbeeld vir hom 'n volk gekies het, waaruit die Messias gebore moes word, het hy 'n slawevolk gekies. Sy hart gaan uit na die hulpeloses, die verstootes en die verdruktes. En Jakobus sê in glasheldere, duidelike taal, indien jy 'n kind van hierdie God is, sal jou hart ook so klop. Jy sal kyk en soek na die ware rykdom en weelde. Rykheid in geloof, rykheid in liefde, en jy sal 'n erfgenaam wees van God se ewige koninkryk. Geliefdes, 'n mens voel so half as jy na hierdie goed luister, asof jy vir Jakobus wil sê dat hy dalk so bietjie kras is, dat hy dalk so bietjie die saak oordryf. Veral as 'n mens vers 9 gaan lees, want daar staan dat ek en jy 'n wetsoortreder is as ons in ons hart diskrimineer. En dan voel ons dis so effens onregverdig, want ons is tog Christene en ons spreek nie die diskriminasie teenoor die persoon uit nie, so hy of sy weet nie ons diskrimineer nie, maar tog kom sê Jakobus, al dink ons net daaroor, al is dit net in ons hart en ons gedagtes, is ons nog steeds 'n wetsoortreder. En dan wil ons tog vir hom kom sê, maar ons leef die wet uit, ons oortree nie die res van die wet nie. Is hierdie saak so ernstig soos wat hy dit uitmaak? En dan kom antwoord hy ons baie eenvoudig in vers 10, wanneer hy vir ons sê, jy vergeet die wet is soos 'n ketting met 10 skakels, en as een van hierdie skakels breek, dan is almal gebreek. Jy kan nie pick and choose, soos wat die Engelsman sê, wat vir jou gerieflik en aanvaarbaar is nie. En bovendien, mag ons nie vergeet nie, dat al is ek en jy 'n Christen, al is ons gered deur Christus se verdienste alleen, en al sal ons daarom nooit verlore gaan nie, sal ek en jy steeds voor die regterstoel van God moet gaan staan. Nie om veroordeel te word nie, maar om beoordeel te word en die loon te ontvang. Geen Christen kan sê, aangesien Christus my skuld betaal het en ek sodoende van die ewige oordeel verlos is, kan ek maar gaan leef soos wat ek wil nie. Die gelowige sal steeds die loon ontvang of verbeur.
En daarom, indien jy uit vrye genade gered en verlos is, sal jy gehoorsaam aan die wet wil wees. Want juis daarin ontdek jy 'n lewe van totale vryheid. Hoe wonderlik dat Jakobus in vers 12 van die wet praat as die wet wat vrymaak. Ons dink baie keer dat die wet my en jou bind. Ons dink ons is ontslaaf van die wet, nou dat ons deur Jesus se bloed bevry is. Maar Jakobus sê, nee, dit werk nie so nie. In gehoorsaamheid lê jou vryheid. Net soos wat 'n vis radikaal vry is, mits hy in die water bly. En soos 'n trein mateloos vry is op die spoorlyn. Want jy sien, die mens is God se beeld en God se volmaakte natuur en wese word in sy wet weerspieël. Jy vind jouself daarin en wanneer jy ontdek hoe jy uiting kan gee aan jou ware mens wees, vind jy blydskap en vryheid. En dan kom sluit Jakobus hierdie paragraaf af met 'n verrassende sinnetjie waarin hy soveel hoop en vertroosting gee. Hy sê die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie. Barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Sjoe, dis 'n magnifieke sin daardie. Hoe wonderlik dat sondaars kan triomfeer oor die oordeel. Ja, waar 'n mens se gees onbarmhartig is, ontvang jy ook nie God se barmhartigheid nie. Nie omdat 'n mens God se guns kan koop of verdien met jou barmhartigheid nie, maar gewoon omdat 'n onbarmhartige gees en gesindheid 'n blokkade in jou binneste veroorsaak, sodat jy glad nie in staat is om sy genade te kan ontvang nie. Daardie blokkade veroorsaak dat jy nie God se genade begeer of in staat is om dit te kan ontvang nie. Geliefdes, kyk egter na die wonderlike beloning vir mense wat barmhartig is teenoor ander mense. Daardie liefde en barmhartigheid wat die Heilige Gees in ons bewerk, maak die oordeel tot niet. Dit blus die oordeel uit soos 'n kers wat doodgeblaas word. Christus Jesus maak die oordeel dood, wanneer hy met sy barmhartige hart doodgewoon heers in ons lewens en in ons gesindhede. En omdat hy heers, veroorsaak hy barmhartigheid in ons lewens. En hierdie barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Ten diepste natuurlik omdat Jesus se barmhartigheid op Golgotha finaal oor die oordeel getriomfeer het. Geliefdes, ons uitdaging is om so naby aan God en die Gees te leef, dat ons vir die Gees sal vra om vir ons te wys wanneer ons mense beoordeel en veroordeel. Daardie gedagtes wat ek en jy dink en wat ons nie uitspreek nie, wat ons oortreders van die wet maak. Ons moet daagliks vir die Gees vra om nie net 'n wag voor ons mond te plaas nie, maar ook 'n wag voor ons gedagtes. Ons moet die Gees vra om vir ons 'n hart te gee vir die verdruktes, die verstootes en die minder bevoorregtes. En ons moet vir die Gees vra om vir ons barmhartigheid in ons harte te gee, sodat ons soos Jesus barmhartigheid kan gaan uitleef en mense daagliks kan help, sodat die Gees vir ons kan wys wie ons naaste is. En dit is my en jou uitdaging. So kom ons leef hierdie week soos barmhartige mense, wat die minder bevoorregtes raak sien en wat nie mense op hulle uiterlike beoordeel of veroordeel nie. Amen. Kom ons bid nou saam. Here Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend weer na U woord kon luister.
Dankie dat ons vanoggend gehoor het dat ons mense baie maklik veroordeel en beoordeel. En dat ons dit somme in ons harte en in ons gedagtes doen. En dat ons dan reeds u wil en u wet oortree. Ag Vader, ons kom sê vir u dat ons jammer is, dat ons mense volgens hulle uiterlike behandel en dat ons nie na hulle harte kyk nie. En Vader, ons besef vandag dat ons eintlik glad nie kan oordeel nie, want ons ken nie mense se harte nie, ons kan nie sien wat in hulle harte aangaan nie, en daarom mag ons nie oordeel uitspreek nie, daarom mag ons nie hulle dade en hulle optredes beoordeel nie, want ons weet nie waaruit is dit gebore nie. Maar tog is ons so maklik om dit te doen. En baie keer doen ons dit sonder dat ons bewus is, ons doen dit. En daarom kom vra ons dat die Gees ons hiermee sal help. Dat die Gees vir ons wysheid en insig sal gee. Dat die Gees ons sal help om barmhartig op te tree en om alle mense, ongeag wie hulle is, watter taal hulle praat, hoe hulle lyk en hoe hulle optree, met barmhartigheid te behandel. Want dit is wat Jesus sou doen. En ons moet in Jesus se voetspore volg. Maar Vader, ons weet, ons sukkel hiermee, en daarom kom vra ons dat die Gees ons bystaan, dat die Gees ons sal help, dat die Gees ons sal leer, en dat die Gees ons sal toerus. Dankie dat ons dit vandag mag vra, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met jou kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Die genade, die liefde en die vrede van God sal by ons almal wees. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.